keer dankie te sê aan Darryl en aan Etienne, Isak en aan almal wat hierdie veldsoorlei moontlik gemaak het. Dit is reg 'n voorreg om te kan deelneem hieraan. En dan wil ek gou my Krado credentials neersit. Ek het onlangs gehoor my ma en pa is actually getroud in die kerk. In 1961, ja. So ek is al lank al in hierdie teenwoordig. Al was dit net 'n sprankel in die oog bestaan. Okay, ja. Toe Etienne en Isak my vra om vandag 'n praatjie te gee oor identiteit. Was my aanvanklike reaksie iets wat ek wat klem en ek so van 'n rilling teen my ruggraat af. En nou die rede hiervoor is tweeërlei. Die eerste is eintlik relatief voor die hand liggend, en dit is, as ons nou eerlik wees, niemand gaan regtig die deure opskop om te hoor wat 'n wit middeljarige Afrikaanse man oor identiteit te sê het nie. Dis gewoon nie die tyd regtig waarin ons leef nie. Maar die tweede rede wat eintlik vir my belangriker voel, die rede van ambivalensie, is dat dit voel vir my ek het nie mooi en netjiese gedagtes, dat ek nie mooi en netjiese gedagtes by identiteit het nie. My identiteit voel vir my na 'n flikkerende en meerduidige ding. 'n Bietjie soos 'n vuur wat in al sy tonge teenwoordig is, maar nie gereduseer kan word tot enige van daai tonge nie. Weet tegelykertyd oral en nêrens. As ek eerlik moet wees, as ek dink aan identiteit, dan kom daai toneeltjie uit Men in Black partykeer by my op. Jy weet waar die alien se kop oopvou soos 'n blom en daar binne sit daar 'n veel kleiner alientjie met sy hande letterlik op die stuurstok. Jy weet die where the buck stops, die eintlike Real McCoy, die eintlike Kahuna. Weet dit wat oorbly nadat jy van al die vlak ontslaag geraak het. Dan as jy jou kop om daai klein moedlus kan kry, dan weet jy skynbaar alles wat daar te wete is van die lewensvorm wat daar voor jou staan. Nou ek sê dit is seker te verstaanbaar dat mense so dink oor hulle self en oor ander mense. Daar moet tog, so voel dit, iewers 'n locus van beheer wees. Die eintlike essensiële onverdeelbare jy wat in pa staan vir jou woorde en dade. Die hegplek wat in pa staan vir jou woorde en dade en die verwyte of accolades van ander kan dra. Soms so klein mini-me. Wat is dan die setel van jou persoonlikheid? Die hegplek vir jou drome en vrese? Wat is die middelpunt van waar jy jou lote uitstuur in die wêreld? I get it, but I also don't get it. Want ek dink gewoon nie dat ons elkeen so netjies klein essensiële self het nie. As 'n mens wil praat oor middelpunte, moet mens basies insiens 'n reeks van middelpunte betrek. As jy wil praat van 'n klein homunculus, weet jy 'n plek maak vir 'n trop van hulle. Want 'n mens vervul 'n klomp rolle in hierdie wêreld. Jy sit op 'n klomp stoele. Jy is die middelpunt van ten minste deel van soveel sirkels. Jou vriendesirkel, jou familiesirkel, die sirkel van jou verhouding, die sirkels van jou dorpsgenote, jou landsgenote, jou rasgenote, jou taalgenote, jou kerkgenote, jou gendergenote, mense met wie jy 'n geskiedenis deel, of 'n sekere tydstip in die geskiedenis, 'n werkplek, 'n skool, 'n lewensuitkyk, 'n rekenaar operating system, 'n liefde vir elektriese motors, of die musiek van Bruce Springsteen, loyaliteit teenoor die stormers, of die leerstellinge van Karl Marx, of die vrye meslaars, of die anarchiste, 'n fobie vir slange, 'n belangstelling in Star Trek, of knoop en doop, of pre-koloniale migrasieroutes. Ek sal vir die res van my praat die sirkels kon trek. En elkeen van hierdie sirkels is vektore wat op jou inspeel en saambou aan die meerkoppige ding wat eintlik maar net by wyse van spreuke jy genoem kan word. Elkeen van hierdie sirkels is 'n speelveld waarop jy uitdraf, onderhewig aan sy eie reëls. Soms nou dit versoenbaar met wat aangaan op die ander speelvelde waarop jy jou soms begeef. En jy stuur vanuit die middelpunt van elkeen van daardie sirkels lote in die wêreld uit, oftewel gedagtes, woorde, dade. En as 'n mens nou regtig bly aandring op een ware jy, met 'n omskrewe identiteit, moet jy dan in gedagte hou dat daardie identiteit 'n konstruksie is, 'n opvlamming gevoed deur 'n labiele en flikkerende versameling van vektore. Geen my 'n voorbeeld, 'n praktiese demonstrasie. Gestel ek sou hierdie 50 sent stuk vat
en het hier op die tafel sit en dan met een vinger reguit voor my uit so vinnig wegskiet. Ek skiet dit reguit vorentoe, perfek horisontaal en swaarte krag trek dit af perfek vertikaal. En tog is die eindresultaat dat dit diagonaal skuins onder te beweeg, asof die hefboom vir diagonaal iewers getrek is. Maar dit is natuurlik nie die geval nie. Wat gebeur het, is dat die waarheid is dat twee ander dinge gelyktydig gebeur het. Net so, jy sit by die huis, wanneer jy skielik lus voel om te gaan stap. Dis nie omdat die klein homunculus in jou kop, die judge, jury en executioner van jou eintlike ware self, of in jou eintlike identiteit, die ek is lus om te gaan stap hefboom getrek nie. Talle hefbome was betrokke. Die ek is lus vir stap, en dan sal ek dalk vergeet van vanmiddag se Zoom call hefboom. Die ek is lus vir stap, en my karige knie het dit nodig hefboom. Die ek is lus vir stap, en dan sal ek sien uit die yoga instruktrice op die hoek hefboom. Die ek is lus vir stap, en dan kan ek afsjou met my nuwe skoene hefboom. Die ek is lus vir stap, en dan kry ek die bier se verlore budgie hefboom. Die ek is lus vir stap, en dan kan ek my weer verlekker, en presies hoe hoor die bal die buurman se nuwe aanbouing is hefboom. Ensovoorts, ensovoorts. Ons is 'n woud vol bome. Psychonauts, oftewel psychedeliese reisigers, beskryf die psyche soms as 'n eindelose reeks kamers, en ek vermoed hulle het iets weet. Iets aan ons is soos repeterende breuke, asymptote wat aan oneindigheid toeneig. Ons is, if nothing else, besonder ingewikkelde en verweefde verskynsels, en 'n mens moet dapper wees om te dink dat enige gegewe identiteitsmerker sin van hierdie kompleksiteit kan maak. Natuurlik kan 'n mens kies om een of meer aspekte van jou identiteit te benadruk, om voorrang te gee aan daardie sirkel, of daardie sirkels uit die veelheid sirkels waarin jy jouself bevind. En ek sal argumenteer, dit is elkeen van ons goeie reg, se volste reg, en ek sal argumenteer dat die individuasieproses juis 'n uitpleis is van wat van hierdie stories oor jouself, wat jy verkies om uit te leef en te vertel. Maar om te let iemand anders se lidmaatskap van 'n gegewe sirkel, en dan te glo dat jy, soos op 'n Venn-diagram, die sleutel tot sy geheimenisse verkry het, voel vir my na die toppunt van aanmatiging, en natuurlik ook gewoon verkeerd. Maar ek praat baie. Na die voorafgaande woorde duidelik te wees, dat ek voel 'n mens moet versigtig praat as dit by identiteit kom. Bloot omdat ons nie almal mooi en ondubbelsinnige kewers is, wat iewers in 'n museum lê en wag vir ons etikette nie. Maar ek het beloof dat ek vandag ook 'n bietjie sal voorlees, en ek het daarom 'n paar gedigte uit my debuutbundel nou in Infrarooi saambring, as ek ook 'n paar gedigte uit die bundel waarmee ek tans besig is. Die titel van hierdie praatjie, soos die Etienne en Isak voorgestel is, Die Groot Ek Is, en hopelik sal hierdie gedig iets laat blyk van die verskillende ekke, wat soos Pessoa as sy heteronieme na vore tree wanneer hy waag om die pen op te neem. Middaggebed. Maar wat dan van hom en sy dae wat telkens hervat na nog 'n sprong of 'n kort hiatus? Is dit dieselfde hy wat in Kaïro op 'n koffie wag of 'n kort aanvat in 'n agterkamer? Dieselfde hy wat in Lissabon 'n tram bestyg soos Pessoa, hy met die vele gesigte wat in een leeftyd kon leer om gelyk in alle tye en stede en lywe te leef. Op 40.000 voet is elke seestraat in die eerste plek 'n ton. Elke koppie oorgroei met klimbok, mirasie of wildervaai om het by om te ewe. Het elke Sioux, Shangaan of Gallier daarom elke eeuw by dieselfde vuurtjie in die donkerte geskuil. Is hy nog hy as hy luister na die reprising van 'n Amstel sluis of in die Midwest hoor wat 'n Mielandse stoppels om vertel? As wie jag hy saam met honde langs Khayelitsha se keile, en wie wag songelooi dat die skipper van 'n daal sy middaggebed voltooi? Hier lig eerste ek sy kop, ek as lewensreisiger, soeker en rondkyker. 'n tweede ek sou natuurlik wees Afrikaanse skrywer. Ek skat, mense kan seker nie ontsnap hiervan nie. Ek het volgens stukkie prosa jare gelede in Iowa City geskryf, as 'n leidende paragraaf dat my was voorstel aan seker 'n stuk of 100 ander skrywers van oor die wêreld heen.
Ek is 'n Afrikaanse skrywer. Ek skryf in 'n taal wat soos Nederlands is, maar ook nie. Inheemse Afrika, maar ook nie. Al is dit die enigste taal vernoem na hierdie of enige ander kontinent. Ek skryf in 'n taal wat min uit te waai met tulpe, windmeulens of simpel sneeumanne met wortelneuse. 'n Taal gesluip om Afrika se skoonheid en sy ongenaakbaarheid te verwoord. Aardvark, veld en wildebeest. Hierdie is die woorde wat Afrikaans aan die wêreld gegee het. Ook trek natuurlik, om te roer, om aan die beweeg te kom, om te swig voor die koers van die horison. Dit het my waar gevoel in 2008 en dit voel seker nog steeds vir my waar. Maar kom ons stoot aan met die uitkenningsparade van Selde. 'n derde ek wat ek vir oomblik na vore wil uittree, is ek as woordling, ek as taalliefhebber, ek as skrynwerker wat met toewyding en presisie skaaf aan die planke van my sinne. Die ek wat destyds gewonder het oor Afrikaanse bydrae tot die woordeskat van die wêreld en nou gedigte soos hierdie inskryf. Tiptol. Ek was 'n tiptol, daai voeltjie, wat so bedryf van mense tye. Tiptol. Vlak bo my kop land Piet op toe en hop op hoor. Sy het ook 'n klouterbok, hierdie Bakatura wat my dag omskryf met sy gefluit. Pieter Paul op patrollie in my taal. Hy fluit Piet Kleitjie Korrel om homself te adverteer. Hy fluit Piet Patata. Hy skrou wie drolletjie 3. Hierdie piek, hierdie toppie, hierdie tippie op die tippie van my tong. Hierdie priestertjie, woedend tussen takke. Jan Verwat, Jan Geelgat, Wipgat, want hy is klapperjot, Pietman Klot en altyd ook Aspressie. Okay, en hier skyn 'n vierde ek som ook deur. Ek as liefhebber van plante en diere, ek wat tot in my greinte verwond is oor die verwoesting wat ons saai op ons een en enigste planeet. Onverbryseld. Ek stil al van ver af kom, 'n stoet van hobbels oor die teer, suurpotjies en rooipense sou ek raai, en stelletjie doppe, tot padloper na padloper, saamstroom hulle aan, al het Afrikaans vir hulle soort geen versamelnaam. Swaar weerskilpaaie, die reënvlaag uitgelok, 'n knoppiesdop of 2, selfs die klipskilpad wat ek eens in as sien lê het, wonderbaarlik verrys in daai swart en leeg geëte dop. Vandag stap die sagmoediges wydsbeen soos stoeiers. Vandag verlaat die terugtrekkers op benige kamers. Vandag is almal ploegskaar skilpaaie wat hulle stoot die aarde voor hulle oop. Stom die ruimte en hooggewelfde doppe, onverswelg deur vuur, onverbrysel op paaie, onverskeep na eensame afsterwes ter see, 'n klein revolusie van lewendes of vir oulaas lewendes, die wêreld gestol in die horingagtige skedes van hul bekke. Skilpaaie. En terwyl ek nou praat van moeilike dinge, laat ek nie wegstraam van 'n vyfde ek wat mens beswaarlik kan ignoreer nie. Ek is erfgenaam en afstammeling van problematiese voorsate. Ek sien my voorsate soms te perd, soms lagend in die boorde, soms skietend op hul nasers gloei op strafekspedisies na die noorde, soms op 5 treine, halfpad deur die ruite, soms met vingers in bladsakkies, soms in uurkloofse skeure tussen 'n weebeling van varenblare, soms langs gragte in Amsterdam met 1651 op die gevel, soms skoongeskeer, soms bebaard, soms met hul hande om kele, of kaal in bergspruite, of aan flarde aan die voet van koppies. Soms vlieg afgetrokke in die eerste lig, of uitgespan langs bantamwakkies met hartekote eiers tussen die vingers. Ja, so stryk ons keer op keer in die paas en hulle paas, asof die ganse land 'n spookhuis is, waar ons hulle telkens teekom, net wanneer ons dink dat ons hulle uiteindelik afgelê het. En kom ons lees nog 'n gedig in hierdie trant, want die nalatenskap van die verlede speel immers nog oral om ons uit. Springboksee. Dig by Gifberg raak my kar onklaar. Ek sit en top oor kapers en moordenaars, terwyl die groot pad voor my gloei. Ek deel die bloed van maniakke. Ek sien Gifberg bo my straal. Hierdie veld was 'n Springboksee, maar my paas
het dit reklameer. Ek is nie blind vir die donkerheid en vir die donkerte in my diereriem van selwe nie. Ek het soos almal van ons genoeg skuld, verwyd en bitterheid om my deur 'n leeftyd te dra. Maar gelukkig is daar soos by almal van ons, ook soet en bekoorlike dinge, want selfs in die karkas van 'n leeu is daar soms 'n heuningkoek te vind. Want ek is immers ook, ek as 'n liefhebber van vroue, en dan natuurlik vir al my vrou, ja, ek is ook liefhebber van lekker voed, en so dan praat die twee stemme saam in dieselfde gedig. Soet dingetjie, vir vasting. Op my eie in die noorde, eet ek my tee aan trekdrop, babbelaars en botterwafels, ook spekkeloos en superspek. Ek neem op treine mergpypies met my mee, en borrelnote roep my naam. Maar dan kom jy op Gentse stasie aan die spits van 'n lang string SMS'e. Jy wat ek bemin oor Haagse hoppies, oor krakelinge en bloue tonge. Framboosies kan gaan vlieg, jy's 'n soeter soet as moeselentjies. Jy kom en jy trek my los uit stroop, speel my van taai, stel my vry van pieker oor foonboodskap of brief. Want ek hoor jou woorde verrukkeliker as bokkepoten, ek het jou lief. Ja, lustig nou vir botterwafeltjie. Ja, soms het ek myself geknyp oor die wonderlikheid van die sirkels waarom my lewe afspeel. Selfs die sirkel van my werk vir my tyd vir my onbetaallik prettig. Ek sê my tyd, so ek gaan 'n bietjie vinnig hierdie gaan. So ek wil net, ek sê, mense dink rekenaarprogrammering is soos om met Excel, ek sê rekenaarprogrammering, maar soos om met Excel te sukkel. Dit is eintlik meer soos om op stepping stones te spring in 'n dammetjie vol mooi visse, jy weet. Maar ek kan net so my nuwe bundel het ek 'n paar gedigte wat ek bietjie poëties probeer omgaan met rekenaarspeletjies en so ek sal vinnig jullie inlees hierso. Supernova, oor en uit. Ek sien weer na 30 jaar die Sterreryk Kafee. Dit ruik na Sen en Sparletta. Ek en Kas speel asteroids. Min gespin oor wolse perskes, die jacarandas van die ruit, op die straat, 'n filmrol, stasiewaans. Van Kas versplinter ruimte rommel, in 'n onafgebroke stroom van laservuur. Locked and ready, sê hy, sy tuigie 'n wit naspoor, sy tol en duik. Dan slaan hy hyperspace en tunnel deur kwantums tot hy herverskyn. Te rats vir die asteroïde swerm, te flink vir die paalwaans wat bloeisels vertrap tot 'n perspapery. Ek en Kas is weerkaatsings in die skerm. Kas skorrel, Kas skiet, Kas slaan hyperspace. Kas laat 'n naspoor soos hy koes en skuif. Ek sal eintlik kan die plek waar ons sprekers tipies woorde soos gevolglik op dis of samevatting moet inspanning. In die geval is my 'n bietjie problematies, want ek glo is eintlik juist dat die tyd nie saamgevat kan word nie. Ek skryf mense wat ek sou doen om te soek na mededelers tussen die verskillende monde waarin ek dit praat. Daar is onafhanklikheid, daar is nuuskierigheid, daar is entoesiasme, soos 'n klein rasende sprei tussen 'n verlei van verbuistering. Maar op alles daar die gevoel van verwondering oor alles wat ons omring, en ten diepste is verwondering oor die onwaarskynlike feit van lewende wees. Ek is te oud en cynies om te dink dat die digter antwoorde kan aanstaan, of groot insigte wat die vinger lê op wat eintlik aangaan, wat ons eintlik hoor te doen. Die beste wat digter kan doen, is om die oor oop te hou, die klein flits van 'n woord nou hier en dan waar terug. Digters is boekstawers, verdwaasde, maar immer hoopvolle makers van luister. 15 dinge om aan te dink in 'n MRI-skaneerder. Die uitleg van Aurora en die keer toe jy met die fiets in die skoolbus vasgery het. Die klam broeiplekke van kolganse, al die karre waar Evil Knievel ooit gespring het. Verlange versoeking en die spoed waarteen jy frisbee draai. Hoe om 'n papierkaart te vou. Die onverwachte skoonheid van die ekstra oplade. Verkeerde maniere om 'n reddingsbaadjie te dra. Die swartbergpas in die afdraai na die hel. Die heilsdeursleser, bloed en vuur. Mediese ongediertes van die Keelmansboom omgewing. Die valkveer op die maan, die hamer, die 7 vlae.
En my skanderings en die feit dat jou eie selle jou eendag sal verraai. Elke black label waar die son ooit sal skyn. 'n man wat in Kloosbaar in 'n party kwaal, ons lewe onder 'n nag in die naam.